In Ink Luisterstories bied aan. Dit was nodig, 'n kort verhaal geskryf deur Eugene Pinaar. Dit is nie 'n harde skoot nie, net 'n dowwe, dooie klap soos 'n boek wat te hard toegeslaan word. Dan stilte. Die man agter die lesenaar skree nie. Hy val ook nie. Hy sak net stadig vorentoe. Die pen gly uit sy hand en rol oor die rand van die lesenaar totdat dit op die mat beland. 'n Donker kol begin reeds op die lesenaar versprei. Die studeerkamer is vol boeke. Biografie, geskiedenis, ekonomie. Op die lesenaar lê 'n paar leers, netjies gepak en gemerk. Die horlosie teen die muur wys dis 10:11. Nie te laat vir iemand wat gewoond is daaraan om laat te werk nie. Kort daarna kom 'n sekuriteitswag binne gestorm. Hy steek in die deur vas en kyk na die man wat vooroor op die lesenaar lê, asof hy hoop hy sien verkeerd. Voetstappe weer klink deur die stil woning. Stemme, radio's. Iemand sê, moenie aan enigiets raak nie. Iemand anders vloek. Op die lesenaar langs die leers lê 'n enkele stuk papier, netjies gevou. Daar is net een sin opgeskryf in drukskrif. Dit was nodig. Nie 'n naam nie, nie 'n datum nie, geen verklaring nie, net dit. Buite in die tuin probeer 'n man weghardloop. Hy struikel oor die gras. Sy asem jaag, sy hart bons in sy borskas. Hy dra swart mis wat laag oor sy oë getrek is en swart handskoene. Staan stil! Die bevel kom van agter hom. Hy gaan staan en lig sy hande in die lug. Sy palms is oop. Hy sê niks wanneer hulle hom teen die grond vasdruk nie. Hy vra nie wat aangaan nie, hy skree nie. Hy lê net daar en haal hortend asem, sy wang teen die koue gras. Wie is jy? Vra iemand. Hy aasel 'n oomblik en antwoord dan gelate. Karel Steenberg. Hy word op sy voete getrek. Iemand pluk die mis van sy kop af. Hy knip sy oë teen die skerp lig van 'n flitslig wat in sy gesig skyn. Sy gesig is bleek, sy oë rooi. Hy lyk soos iemand wat lanklaas goed geslaap het. Soos iemand wat nie gewoond is daaraan om raak gesien te word nie. Binne minute verbreek sirenes die stilte. Bure begin in die straat saamdrom. Iemand neem 'n foto voordat hulle hom in die voertuig indruk. Hy kyk nie terug nie. Bo in die studeerkamer tik die horlosie steeds en 'n storie begin vorm aanneem. Eenvoudig, duidelik, gerieflik. Dit sal 'n storie wees met 'n moordenaar en 'n motief. Met 'n sin op 'n stuk papier wat alles verklaar. En dit sal lank neem voordat iemand vra of hierdie storie waar is. In die oggend is die straat voor die huis reeds afgesper. Die geel lint wapper in die wind. Voor die lint drom mense saam. Bure in kamerjasse. Vroeë pendelaars. 'n man met 'n hond en 'n leiband wat langer as nodig bly. Hulle fluister onder mekaar, maar hulle oë is helder. Nuuskierig. Die eerste nuusvoertuig daag net na 6 op. Teen 7 uur is daar 3. Kameras word opgeslaan. Kabels uitgerol. 'n verslaggewer met netjies hare en 'n te helder glimlag gaan staan voor die hek en vryf sy hande teen mekaar terwyl hy wag vir die rooi liggie op die kamera om aan te skakel. Agter hom is die huis. Die vensters donker, die gordyne halfpad toegetrek. Goeiemôre, ek is Marius Roux met die jongste brekende nuus. Begin hy wanneer die liggie aangaan. Ons kan nou bevestig dat die bekende politikus Pieter Wensel gisteraand hier in die studeerkamer van sy woning doodgeskiet is. Dit lyk op hierdie stadium na 'n politieke teregstelling. 'n Teregstelling?
'n politieke moord. Pieter Wensel was een van die ongewildste politici in die land. Beelde begin rol, van die huis, die hek, die flits van polisieligte in die nag. 'n Foto van Pieter Wensel, jare gelede geneem toe sy glimlag nog selfversekerd was en sy pak perfek gepas het. Marius Roux se stem duur voort, glad en sonder haakplekke. 'n Verdagte is kort na die voorval op die toneel in hegtenis geneem. Volgens polisiebronne is hy sonder teenstand gearresteer. Sonder teenstand. Dit klink byna na 'n skulderkenning. Op sosiale media versprei die storie vinniger as die feite. 'n Naam begin sirkuleer, Karel Steenberg. Iemand het 'n ou foto opgespoor, 'n vaal beeld van 'n man by 'n bushalte jare tevore geneem. Die resolusie is swak, maar dis genoeg. 'n Gesig om vas te maak aan 'n idee. Kommentaar stroom in. Hy het net gekry wat hy verdien. Iemand moes dit doen. Wel gedaan, Karel. Die 9 uur sit 'n sogenaamde kenner in 'n televisieatelier. 'n Politieke ontleder met grys slape en ernstige frons. Dit is duidelik dat hierdie nie 'n lukrake misdaad was nie. Die nota wat op die toneel gevind is, bevestig die ideologiese motief. In die kombuis van hulle eenslaapkamer woonstel aan die ander kant van die stad, sit Anja Steenberg alleen by die kombuistafel en staar na die televisieskerm voor haar. Sy lig haar kop effens wanneer haar man se naam genoem word, maar sy wag vir die foto. Sy weet dit gaan kom. Wanneer dit op die skerm verskyn, ruk iets in haar bors. Nie van skok nie, van herkenning. Hy het altyd so gekyk wanneer hy nie seker was of hy iets mag sê nie. Sy sit regop. Dis hy, sê sy saggies. Die aanbieder se stem praat verder, maar sy luister nie. In haar kop begin ander stemme praat. Herinneringe, oordele, jare se fluisteringe. Die man wat altyd laat gewerk het. Die man wat altyd stil was by partytjies. Die man wat nie altyd kon verduidelik waar hy was nie. Hy het alleen opgetree, sê die stem op die televisie. Volgens bronne toon hy geen berou nie. Sy frons, dit klink nie reg nie. Hy toon altyd berou, oor klein goedjies, oor dinge wat niemand anders eens raak sien nie. 'n Glas wat breek, 'n verjaardag wat vergeet word. Hy sê altyd jammer, selfs wanneer dit nie nodig is nie. Sy plaas haar hand op die tafel, haar vingers bewe liggies. Hulle storie is nie 'n groot liefdesverhaal nie. Hulle is nie mense wat geraas maak nie. Hulle het bloot saam met mekaar geleef, rustig. Hy het soggens vroeër as hy uitgegaan en saans later teruggekom. Soms het hy niks gesê nie. Soms het hy net geknik. Sy dikwels gewens hy was meer sigbaar, meer seker van homself, meer belangrik. Nou sê almal hy is. Later die middag skakel 'n joernalis. Sy antwoord eers nie, want sy is nie gereed vir vrae nie. Maar toe die telefoon weer lui, antwoord sy tog. Ek is trots op hom. Die woorde voel vreemd in haar mond, maar dit is eg. Na die oproep sit sy lank stil. Sy dink aan die jare waarin niemand ooit na hom geluister het nie. Hoe hy soms begin praat het en dan sommer skielik weer stil geraak het. Hoe sy dit maar net aanvaar het. Hoe sy dit miskien selfs verkies het. Maar nou luister almal. Vir die eerste keer in 'n lang tyd voel dit asof haar man nie net bestaan nie. Hy beteken iets. Teen die middag is die internet vol digitale plakate van sy gesig met woorde daaroor geplaas. Woorde soos moed, opoffering, geregtigheid, held. Op 'n radiostasie lag 'n aanbieder. Ek sê nie geweld is reg nie, maar kom ons wees eerlik, baie mense gaan vanaand beter kan slaap. Luisteraars bel in, meeste spreek hulle lof uit. Hulle betuig hulle steun. Iemand sê hy het gedoen wat ons nie kon nie. Teen laatmiddag begin die joernaliste soek na sy agtergrond. Skole, werk, enige iets wat sin maak van die storie. Daar is nie veel nie. Tot nou het hy 'n onopvallende lewe geleef. Geen lidmaatskap van politieke bewegings of organisasies nie. Geen openbare uitlatings nie. Maar dit maak nie saak nie.
Teen die aand word die opskrifte harder. Politieke moord skok die land. Verdagte word as held beskou. 'n skoot vir geregtigheid. In die aanhoudingsselle sit Karel Steenberg op sy bed, sy hande op sy knieë. Iemand het vir hom vertel wat buite gebeur. Jou vrou was op televisie, sê die wag. Sy het gesê sy is trots op jou. Hy laat sy kop sak. Vir die eerste keer vandag beweeg iets soos 'n glimlag oor sy gesig. Klein, skaars merkbaar, maar daar. Buite rol die kamera steeds. Die storie is groter as die waarheid. Marius Roux maak die leer voor hom oop sonder om te weet waarna hy soek. Die probleem is, wanneer 'n storie afgehandel voel, nog voordat dit regtig begin het, dan raak die feite 'n bysaak. Alles is daar. 'n motief, 'n verdagte, 'n nota. Selfs die openbare oordeel voel soos 'n stempel wat klaar gedruk is. Tog is daar iets wat hom bly hinder. Hy kan dit nie verklaar nie, maar iets voel vir hom nie reg nie. Hy lees weer deur die tydlyn. Skoot om 22:43, arrestasie om 22:49. 6 minute. Dis te maklik, te netjies. Hy kyk weer lank na die foto van die studeerkamer. Alles lyk in orde. Hy trek 'n sirkel om die nota aan sy dagboek. Dit was nodig. Hy lees die woorde hardop. Dit klink soos 'n slot. Iets wat jy sê wanneer jy nie meer wil verduidelik nie. Hy maak die verslag van die polisie se forensiese eenheid oop. Vingerafdrukke bevestig, DNA bevestig. Teenwoordigheid onbetwisbaar. Tog is daar 'n sin wat skielik uitstaan. Geen vuurwapen is op die toneel gevind nie. Hy staan op en maak koffie sonder om dit te wil hê. Hy bel 'n kontak. Het julle ooit die wapen gekry? 'n Sug aan die ander kant van die lyn. Nee, maar dis nie ongewoon nie. En die patroonresidue? Baie min, nie oortuigend nie. Later sit hy in die hof vir die eerste verskyning. Karel Steenberg word ingebring. Geen drama nie, geen slagspreuke nie. Hy lyk kleiner as op die foto's. Wanneer hy gevra word om te pleit, doen hy dit sonder huiwering. Skuldig, edelagbare. Marius kyk na Karel se hande. Hy verwag iets soos gebalde vuiste, maar hy sien dit nie. Die hande lê oop op die tafel, asof hy niks het om vas te hou nie. Op pad terug kantoor toe speel hy weer 'n opname van die vrou se onderhoud. Hy luister nie na wat sy sê nie, maar hoe sy dit sê. Daar is trots daarin, ja, maar ook verligting. Asof iets uiteindelik tot rus gekom het. Dit pla hom. In die aand tik hy sy artikel. Die woorde kom maklik. Hy stop halfpad, lees dit deur. Dis goed geskryf, gebalanseerd, maar dit voel verkeerd. Hy vee paragraaf uit. In plaas daarvan skryf hy een sin aan die einde. Sekere aspekte van die ondersoek bly egter onduidelik. Dit is swak journalistiek, hy weet, want dit sê niks. 'n paar weke later word Karel Steenberg skuldig bevind aan moord. Die doodstraf word opgelê. Dit was 'n maklike en vinnige saak. Geen teenstand, geen versagtende omstandighede nie. Marius kry toestemming om hom in die dodesel te besoek. Dis 'n dag voor die teregstelling. Die tronkgange ruik na ontsmettingsmiddel. Hy loop stadig, sy notaboek styf onder sy arm vasgeklem. Hy het al onderhoude in moeilike plekke gedoen, maar hier is die stilte anders. Die wag stop by 'n sel. 5 minute, sê hy, nie langer nie. Die deur skuif oop met 'n geluid wat te hard is vir so 'n klein ruimte. Karel Steenberg sit op die bed. Hy staan nie op wanneer Marius inkom nie. Hy kyk net op. Sy gesig is skoon geskeer, sy hare korter as voorheen. Hy lyk jonger, amper sagter, minder soos op die foto's. Dankie dat jy my sien, sê Marius. Karel knik, ek het nie veel om te sê nie. Dis gewoonlik wanneer mense die meeste sê, antwoord Marius, maar daar's geen glimlag nie. Hy gaan sit op die stoel teen die muur. Die sel is kaal, 'n bed, toilet, wasbak. Geen foto's nie, geen Bybel nie. Niks om iemand aan die buitekant vas te bind nie.
Hoekom het jy ingestem om met my te praat, vra hy? Karel dink lank, te lank vir 'n eenvoudige vraag. Omdat jy gevra het, sê hy uiteindelik. Jy weet hoe mense oor jou praat, sê Marius. Jy weet wat hulle jou noem? Ja. Is dit wat jy wou hê? Karel kyk na sy hande. Daar is klein snye oor sy kneukels. Ou werkmerke, nie nuut nie. Ek het nie geweet wat ek wou hê nie, sê hy. Net wat ek nie meer wou wees nie. Marius frons, en wat was dit? Onsigbaar, kom die antwoord. Jy verstaan dat mense jou as 'n politieke figuur sien, iemand met oortuigings. Karel trek sy skouers op. Mense sien wat hulle nodig het om te sien. Het jy ooit geweet wie Pieter Wenzel was, vra Marius? Ja. Goed. Karel frons, effens verward. Soos almal, van televisie. Het jy geweet waar sy studeerkamer is? Natuurlik, kom die antwoord. Marius probeer om nie sigbaar te reageer nie. Die nota, sê hy, dit was joune? Karel kyk na hom. Vir die eerste keer is daar iets soos 'n waarskuwing in sy oë. Dis wat hulle sê. Maar ek vra vir jou. Dit maak nie meer saak nie, sê hy. Dit maak altyd saak, sê Marius sag. Karel leun terug teen die muur. Jy wil hê ek moet iets regmaak, sê hy. Maar dit wat daar buite gebeur is groter as ek en jy. Dink jy so? Hy knik. My vrou sê sy is trots op my. Die sin breek iets oop. Het sy jou al ooit tevore so genoem, vra Marius voordat hy homself kan keer. Karel glimlag, nie breed nie, net 'n klein beweging in sy mondhoeke. Nee. Hulle sit 'n oomblik so, twee mans wat nie mekaar se lewens ken nie, maar albei bewus dat iets nie reg is nie. Marius kyk na die deur, 5 minute is byna verby. Het jy vir Pieter Wenzel geskiet? Die vraag is reguit op die man af, daar is nie meer tyd om draaie te loop nie. Ek is skuldig bevind, sê Karel sag. Dis nie wat ek vra nie. Karel al diep asem voordat hy antwoord. Ek was daar, in die studeerkamer. Wat is daar meer om te sê? Marius voel hoe sy keel toetrek. Jy het hom nie vermoor nie. Wie het? Ek weet nie. Die skoot het uit die gang gekom. Maar waarom neem jy die blame op jouself, wil Marius weet? Dis beter so, antwoord Karel. Wat bedoel jy, vra Marius? Beter vir wie? Karel kyk na die deur, dan terug. My vrou is trots op my. Vir die eerste keer in al die jare kyk sy nie meer af na my nie. Die mense daar buite praat oor my. Vir die eerste keer is ek nie meer onsigbaar nie. Vir die eerste keer word ek raak gesien. Dis nog nie te laat nie, probeer Marius desperaat. Ons kan die vonnis nog omkeer as jy die waarheid praat. Karel kyk skielik reguit na hom. Vir wat? Om as 'n gewone inbreker gevonnis te word? Om van vooraf op getrap te word? Maar jy word môreoggend tereggestel, roep Marius verontwaardig uit. Is dit die moeite werd? Karel glimlag sag, dan knik hy. Dit is. Die deur van die sel skuif oop. Dis tyd, sê die wag. Marius staan op, hy kyk na Karel. Woorde ontbreek. Dan draai hy om en stap weg. Hy hoor hoe die deur agter hom toeslaan. Die volgende oggend is die nuus dieselfde as altyd. Karel se foto is oral, die opskrifte noem hom 'n martelaar. In Marius se notaboek bestaan 'n ander waarheid, meer volledig, geverifieer. Maar sy notaboek is toe. Ten tye van die teregstelling steek 'n groep mense buite die gevangenis kersse aan en sing liedere. Iemand sê hy was 'n goeie man. En vir hierdie een oomblik, voordat die ligte dof word, is dit dalk waar. Net nie vir die redes wat hulle dink nie.